Dankie Franco, goeiemôre almal. Dit is baie lekker om saam met jou te wees en ja, ek wil net gou herinner, miskien het jy nie die boodskap gekry nie, ons gaan aan die einde van die feesdiens net so kort 5 minute familievergadering hê. Ons doen dit 2 keer per jaar wat ons net bietjie terugvoer gee oor hoe gaan dit in die kampus. So dit gaan net baie weird wees as ons daarmee begin en jy stap uit, so bly maar net sit vir daai 5 minute. Ons kop 'n nuwe reeks af en ons waag dit om die reeks te noem Verbeel jou. Ek sê ons waag, want gewoonlik as dit kom by ons as gelowiges en ons dink aan verbeelding, is ons so gewoond dat mense vir ons sê, ag, dit wat julle glo, mense wat skepties is, julle verbeel julle. Dis net julle verbeelding. Of mense wat glad nie glo nie, wat ateïste is, ag, is net julle verbeelding. En dan gewoonlik het ons 'n mission om vir hulle te bewys. Luister, dis nie ons verbeelding net nie. Maar vriende, daai selfe mense wat sê, ag, is net julle verbeelding. Hulle quote Einstein wat sê, imagination is more important than knowledge. Daai selfe mense wat sê, ag, is net julle verbeelding, is die ouens wat Stephen Covey se boeke lees, wat sê, everything is created twice. First there's a mental creation, then there's a physical creation. Een van ons leiers vertel die week 'n storie en toe hy dit sê, toe dink ek, ja, dit is so 'n goeie begin vir die reeks. Hy sê hy ry en ons almal het al die ervaring gehad by 'n plaas verby met 'n laningbome wat so oploop na die Herehuis daarbo. En dis mos nou beautiful om dit te sien, hierdie groot bome wat so staan ingelit. En hy sê toe iemand het daai bome geplant. En toe hulle daai bome geplant het, het hulle 'n prentjie gesien wat niemand anders nog gesien het nie. Dis hoekom hulle geplant het. Daar's 'n kapasiteit, noem dit jou verbeelding, noem dit 'n geestesoog, noem dit wat jy wil, maar daar's 'n kapasiteit waarmee God ons geskep het om innerlik dinge te sien voordat 'n mens dit uiterlik kan sien. En dit lyk vir my hierdie kapasiteit was van die begin van ons geloof af baie belangrik. Dit maak eintlik sin. As die God wat alles geskep het, wat ook my en jou verbeelding geskep het, nou deur sy gees in ons woon, dan maak dit net vir my sin dat die Heilige Gees ook daai kapasiteit van my en jou wil gebruik om dinge te sien, dinge te droom. Ek wil besighede praat van brainstorming, né? Argitekte teken 'n prentjie, daar's nog niks. Hulle bou 'n modelletjie. As hulle net 'n stuk grond. Kunste, liedjies, prentjies. Terapie. Ek lees so 2 weke terug weer Viktor Frankl iets van sy storie. Wat in die haglikste, hy's in die Nazi konsentrasiekampe 'n gevangene. Hy sien die boosaardigste, wreedste goed wat 'n mens kan sien. En as hy sê hoe hy dit oorleef het, sê hy het die hele tyd prentjies gesien van hoe hy voor mense staan en met hulle praat en hulle help. Hy gaan daai sleg wat hy deurgegaan het, gaan hy gebruik om mense te help. Hy het daai prentjies gesien. Toe hy uit die konsentrasiekamp uitkom, toe begin hy met hierdie werk van hom om mense te help. Hy het 'n hele terapie skool begin. Ek bedoel 'n skool in terapie. Soos mens Freudianisme kry wat ook al ek weet nou nie daai goed nie. Okay, narratiewe terapie. So is daar 'n terapie skool deur Viktor Frankl begin. Maar hy was in 'n konsentrasiekamp. Maar hy het prentjies gesien van hoe hy mense gaan help. Ek dink van die begin van ons geloof af, was dit deel van ons geloof. God wil jou en my, kom ons sê dan nou, verbeelding gebruik. Ek bedoel, as Jesus sê, kyk, 'n saaier het uitgegaan om te saai. Okay. Sien jy ook 'n prentjie? Nee. As Jesus sê, die koninkryk is soos 'n mosterdsaai. Sien prentjies. Matteus gaan so ver om te sê, is in dieselfde hoofstuk, Matteus 13, dit alles het Jesus deur gelykenisse aan die skare vertel, en sonder gelykenisse het hy hulle niks vertel nie. Jesus het geleer deur stories. Stories skep
prentjies. Paulus, een van die maniere as hulle die oorspronklike tekste bestudeer, wat hulle bepaal was Paulus die skrywer van daai teks, is hulle kyk of daar die heeltyd metafore gebruik word. Want dis hoe Paulus werk. Ek nou vir eie gevra, wat is die hoofstuk met die meeste metafore in Paulus se briewe? Ons werk nou die jaar baie uit Korintiërs uit. 1 Korintiërs 3. Kom ek lees gou vir jou. Wat sê AI? The most metaphor-heavy chapter, 1 Corinthians 3. In this chapter, Paul rapidly shifts between family nursery, feeding spiritual babies milk. Julle weet ons gee nie regtig bottels nie, né? It's a beeld. Family nursery. He shifts between family nursery, agriculture, describing church as God's field, architecture, calling the church a building, with Christ as the foundation, industrial metallurgy, testing the builder's work with fire, sanctuary, describing the congregation as a temple. Een beeld na die ander. Van die begin van ons geloof af. En ek glo vir hierdie 3 weke wil ek die Here vertrou dat hy iets van dit weer sal wakker maak in ons. Dat ons saam met die Here droom. Iets sien van dit wat hy sien. Matteus 13, as Jesus praat oor die saaier wat saai, waaroor gaan die woord? Waaroor gaan die droom? Waaroor gaan die stories? As Jesus al sy preke opsom, al die saad wat hy gesaai het, as hy dit opsom, sê hy die saaier saai die woord. Wat is die woord? Hy sê, wanneer iemand die woord van die koninkryk hoor, en dit nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Waaroor gaan die droom van God? Die koninkryk. En dan die ander K-woord wat saam met koninkryk gaan is kerk. Al die beelde wat Paulus gebruik is om kerk te beskryf. En miskien is dit deel van ons probleem. Ons woorde is 'n bietjie verbeeldingloos. Ek wil as jy die woordjie kerk hoor, waaraan dink jy dadelik? Miskien is dit ook jou prentjie. Is dit die droom? 'n gebou? Wat is die droom? Waaroor het Jesus se stories gegaan? Wat is Paulus se beeldspraak, sodat jy kan saam droom? Dis waaroor hierdie 3 weke gaan. En ek wil hê jy moet saam die Here vertrou. Paulus bid op 'n stadium 'n gebed. Hy sê, en hy skryf die gebed, ek dink sodat ons dit kan saam bid. Hy sê dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied. Ek wil die Here vertrou en ek vra jou vertrou saam dat in hierdie 3 weke, ons sê nou verbeel jou, maar dis eintlik 'n werk van die Heilige Gees. Iemand het gesê, the language of the Spirit is dreams and visions. Dat daar iets in ons verbeelding, hier in ons binnemens, 'n prentjie sal kom, wat so 'n appel maak op ons lewens, dat dit ons lewens verander. Klink dit far-fetched? Wat is hy liedjie se naam? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Die res woorde is maar 'n bietjie stupid, maar okay, maar voor ons droom, moet ons eers vir mekaar sê, ons moet hierdie vraag settle, want jy gaan nie saam droom as jy nie besef jy's ingesluit nie, né? Jy's ingesluit.
Soos Paulus begin met sy brief aan die Korintiërs, die gemeente. As hy begin met dit, hoe begin hy? Hy sê, Paulus, deur die wil van God, 'n geroepe apostel van Christus Jesus, en die broer Sostenes, moenie jou seun daai naam gee nie, aan die gemeente van God in Korinte, wat in Christus Jesus geheilig is deur God, geroepe heilig is, saam met almal wat op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep. Het ek nie daai stukkie van die versie daar? Ag, ek is baie jammer. Luister, gaan lees die versie by die huis. Dis hoe ek gaan. Ek is baie jammer. Ek het nou so opgewonde en ek sien julle kyk so. Okay, daai was die belangrike deel van die versie vir die preek. Die versies praat van die geroepe heiliges, die gemeente in Christus. Jy's nie in jouself geroep nie. Dis nie in jou goedheid of in jou prestasie of in jou vermoëns nie. Dis in Christus. Maar wie is in Christus? En dis hoe die versie aangaan. Wie het hierdie roeping? Dis hoe die versie aangaan. Almal wat op elke plek die naam van Jesus aanroep. Almal wat die naam van Jesus aanroep. Ons roep verskillend. Party van ons het hard geroep. Here, asseblief, jy moet my help. Ek is verlore. Party van ons was net 'n fluister. Here, vergewe my sonde. Maar as jy die naam van Jesus aangeroep het, is jy ingesluit in die droom. Jy's 'n geroepe heilige. God het jou gekies vir die droom waarvan? Die droom van, hier word dit vertaal met gemeente, beter vertaling. Van die ou vertalings vertaal dit met kerk. Hier's 'n hele storie. Ons het die tyd nie. 3 minute. In 'n tyd waar die kerk beheer is deur mense met mag. Die staat, die King James vertaling, het hulle die woordjie ekklesia vertaal met kerk, church, kom van die Duitse woordjie kirche af. En dit sit die klem op die gebou. In 'n tyd waar mense die kerk probeer beheer het hulle die klem gesit op die gebou en die persoon wat leiding neem by die gebou, want dit gaan oor beheer. In daai tyd was daar 'n man, William Tyndale, wat gewaag het om ekklesia en al die ander woorde te vertaal met congregation. Die klem is nie op die gebou nie, of op die man. In Doxa praat ons van die heilige gebou en die heilige man mite. Dis 'n mite. Daai woord sê sommer hoe, nee, jy kry sommer 'n gevoel. Dis 'n mite. En William Tyndale vertaal die woord eerder met congregation, waar ons woord gemeente vandaan kom. Hy word doodgemaak. Hy word doodgemaak, onder andere vir daai vertaling. So as 'n donker geskiedenis in die kerk, van mense wat met mag die kerk wou beheer. En dit het gemaak dat van die drome oor wat kerk veronderstel was om te wees verlore gegaan het. Want as ons nou die woordjie kerk gebruik, dan dink baie mense aan 'n gebou. Wat was die droom? So ek wil vandag om die 3 weke verbeeldingstyd, droomtyd af te skop, saam met jou kyk na die eerste keer wat die woord ekklesia in die Nuwe Testament gebruik word. Ons gaan die storie lees en ek wil jou vra, dink jou in die storie in. Hier's net 12, 13 mense, klein groepie. Kan baie insignificant lyk. Maar hier is waar die droom gebore is van ekklesia. So kom ons lees saam.
Matteus 16 van vers 13 af. Toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle het geantwoord, sommige sê Johannes die Doper, of een van die of ander Elia, ander weer Jeremia, of een van die profete. Hy sê toe vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Jesus antwoord hom, gelukkig, salig, geseënd is jy, Simon Bar-Jona, seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. En dan praat Jesus oor Eklesia. Maar ons gaan dit nou lees. Kom ons klim net lekker in die storie in. Jesus vat sy disippels uit hulle bekende omgewing, na die noorde toe, in die omgewing van Caesarea Philippi. Caesarea Philippi is 'n stad se naam, maar daai stad se naam is verander na Caesarea Philippi, toe het 'n ander naam gehad. Hulle het al lank al stede se name verander, mense. En ons in Suid-Afrika moet hierdie tipe storie eintlik goed verstaan. Wanneer daar 'n nuwe empire kom. En dis wat hier gebeur het. Herodes Philippus, seun van Herodes die Grote, wat koning in daai area was, het hierdie stad vernoem na die keiser, Caesarea, en homself, Caesarea Philippi. Baie significant dat Jesus in daai omgewing, waar jy nou amper op die straat, op die kennisgewingborde van die stad kan sien, hier is koninkryke hier aan die werk. In daai omgewing vra Jesus, wie sê die mense is ek? Wie sê julle is ek? As Jesus 'n vraag vra, is dit nie omdat hy nie die antwoord ken nie. Dis omdat hy jou wil help om by 'n antwoord, 'n insig uit te kom. En hulle sê, en Petrus sê, U is die Christus. Christus beteken gesalfde, gesalfde koning. Hier by Caesarea Philippi. Mense, nee, ek kan sommer sien jou verbeelding is nie aan die gang nie. Of jou verbeelding is op 'n ander plek. Hier's 13 mensies. Hier's 'n stad, wat koning het sommer besluit, die stad het nou 'n ander naam. Hier sê Petrus, U is die gesalfde koning. En hy gee so 'n steekie na die keiser se kant toe, die seun van die lewende God. Keiser se titel was Son of the Deified One, seun van God. Was op al die muntstukke gedruk. Is nie die seun van 'n dooie God nie. Is die seun van die lewende God. Hierdie is nie 'n antwoord soos die regte antwoord op 'n toetsvraag nie. Jesus sê hierdie is 'n openbare. Die Vader het vir jou iets gewys. Iets wat ander mense nie sien nie. Hulle dink Herodes, Philippus, hulle dink die keiser. Maar Simon, jy het gesien, Jesus is die Christus. En dan praat Jesus oor Eklesia. Hy sê, ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades, die doderyk, sal dit nie oorweldig. Klomp beeldspraak, né? Poorte van die doderyk, beeldspraak. Selfs as die dood probeer keer, hy gaan nie kan nie. Petra, Petros, klip, rots, beeldspraak. Baie mense het dit baie letterlik gevat. Sê Petrus, die Here gaan sy kerk op hierdie man bou. So almal wat na hom kom, hulle dra die gesag, onder andere die Rooms-Katolieke Kerk. Dis hoe hulle gedink het. My oortuiging is anders. Ek glo die Here bou sy
kerk op hierdie openbaring. Jesus is die Christus. Dinge wat mense nie kan sien nie, wat nou sigbaar word vir mense in wie die Heilige Gees werk. Op hierdie rots bou ek my Ekklesia. Wat is dit? Wat bou Jesus op die openbaring dat hy die koning is? So, ek gaan vir jou lees uit die Britannica uit. Letterlik, Ekklesia is 2 Griekse woordjie, is kom van roep af en om die uitgeroepenis is Ekklesia. Hier's waar die woordjie in daai wêreld, hier's die prentjie van daai woordjie, okay? In ancient Greece, the ecclesia was a vital political institution. It referred to the regular assembly of chosen or eligible citizens who gathered to deliberate on civil policies and direct the affairs of their city-state. When Rome, daar was die Griekse empire en toe kom die Romeinse empire. When Rome expanded, they allowed conquered Greek cities to keep their local ecclesia, but changed their purpose. Instead of practicing true democracy, these local assemblies were deputized to enforce Roman law, collect taxes, and maintain order. En hier kan jy nou jou ore spits. Their primary job was cultural assimilation, ensuring that the conquered territory grew to look, act, and think like Rome. Het jy die prentjie? Daar's 'n empire. So hoe dit prakties gewerk het. Hier's 'n empire, daar's 'n keiser. As die keiser iets besluit, stuur hy of 'n amptelike persoon of 'n herald, 'n boodskapper. Hy stuur na die ekklesia toe, sodat dit wat die keiser besluit, kan gebeur. Vriende, dis presies die prentjie wat Paulus in sy kop het. Hy is die apostel, hy is die herald. Waar is die koninkryk? God se koninkryk. Soos in die hemel, so op die aarde. Wie is die koning? Jesus is die Christus. Paulus kom in 'n stad en hy kondig aan, Jesus Christus is die Here en God roep mense uit sy ekklesia. Ecclesia, ensuring that the conquered territory grew to look, act, and think like Rome, like heaven. Dis die droom. Dis waarvan jy deel is. Dis wie ons is, Ekklesia. En jy het gedink jy kan kerk toe gaan. Surprise. Ons is Ekklesia. Jesus is die koning wat God se koninkryk hiernatoe bring en God het jou uitgeroep om sy Ekklesia te wees, om hierdie wêreld te heroriënteer, orals waar Jesus oorwin het en dis is orals. Toe hy uit die dood opstaan, toe sê hy aan my is gegee alle mag. Orals waar Jesus oorwin het en dis orals. Is kerk, Ekklesia. Ons is die mense wat hierdie omgewing heroriënteer, till they look, act and think like the king.
Ek hoop hulle gaan meer opgewonde wees. Miskien moet jy nog so 'n bietjie herkou, is dit? Jesus sê in 'n hoofstuk waar hy die hele tyd praat oor waaroor mense worry. Jy weet mos wat worry is. Worry is 'n wantoepassing van jou verbeelding. Nee. Hæ? Jy sien die prentjie. Ag hel. Is dit nou gebeur? Worry is like a rocking chair, it keeps you going but it doesn't get you anywhere. In daai hoofstuk wat Jesus sê julle is bekommerd oor wat julle gaan eet, wat julle gaan drink, wat julle gaan aantrek. In daai hoofstuk sê Jesus, soek eers die koninkryk van God. Span jou verbeelding in. Mense, dis my gebed. Dat God sy koninkryk na die wêreld toe bring deur sy koning Jesus en hy skep vir hom 'n eklesia. Sodat die omgewing waar daai eklesia is kan verander, heroriënteer. Dis wie ons is. Dis waaroor ek en jy moet begin droom. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit in die skool as Jesus die show run? Hoe lyk dit in jou straat? Hoe lyk dit in jou huis? Hoe lyk dit in jou besigheid as Jesus die show run? Want hy's nou koning. Maar ons is die eklesia. Dis wat kerk is. Dis ons roeping. Dis die droom. En dis waarvoor ons Here wil vertrou. Ons gaan vir 3 weke droom en dan gaan ons baie prakties van die 16 Augustus af vir 6 weke. Okay, maar hoe? Maar miskien net so 'n paar opmerkings, net vir 'n begin. Dis nie jy wat jouself gekies het nie, dis nie jy wat jou geroep het nie, jy het die naam van die Here aangeroep, maar dis omdat hy jou geroep het. Dis hy wat jou geroep het vir hierdie droom. Dis hy. En ek kan amper dink, kan jy dink, as ons nou daar kon staan, daai 12 ouetjies. Sê nou ons kon van vandag af, time travel. En ons kon daar staan en sê, Petrus, luister jy, moenie dit wat Jesus sê hier lig vat nie. You ain't seen nothing. Reg oor die wêreld, Petrus. Jy is nou net 13. Reg oor die wêreld gaan Jesus sy eklesia bou. En jy en ek het die voorreg om deel te wees. So ek wil sê, vertrou die Here en begin saam met Jesus droom. Want jy's deel. En jy gaan anders droom as ek. Maar ons het die Heilige Gees se droom in elke een nodig. Ons droom en ons bou saam met Jesus. Jesus sê, ek sal my kerk bou. Dis 'n proses. Maar dwars deur die Nuwe Testament, as daar gepraat word van opbou, word daar gepraat van elkeen het genadegawes. Is Jesus wat sy kerk bou, is nie ek nie. Is nie ek of leiers nie, dis Jesus. En Jesus se manier van sy kerk bou is deur elkeen. Bou saam, droom saam, bou saam. Hier praat Jesus, hier gee hy die droom 2 hoofstukke aan, sê hy, as iemand jou te nakom, gaan praat met hom. Iemand teen jou sondig, gaan praat met hom. As dit nie werk nie, vat iemand saam. As dit nie werk nie, praat met die eklesia. Ek is nie die eklesia nie, jy is nie die eklesia nie. Ons is die eklesia.
En die enigste manier wat ons hierdie roeping kan uitleef is in verbintenis met mekaar. Vriend, broer, suster, kan ek maar vir jou so sê? Liewe broer, liewe suster. Ons kan hierdie droom net leef in verbintenis met ander gelowiges. Jy gaan jouself moet verbind. Jy gaan moet. En dit kan op verskillende maniere gebeur. Daar's allerhande maniere, maar ergens moet jy in 'n verbintenis staan met ander gelowiges om saam met Jesus se droom, saam met hom te bou. En dit alles is deur die Heilige Gees. Ek lees in die week 'n storie van 'n seun, William, ek kan nou nie onthou hoe oud hy was nie, maar hy was 'n tiener, hy was nog op skool. En 'n droogte tref hulle village. Maar dis verskriklik. Die goed wat hulle gesaai het is besig om te vrek, die diere vrek. Sy ouers kan nie meer bekostig dat hy in die skool is nie, hulle haal hom uit die skool uit. Maar in die village is daar 'n biblioteek. En hy gaan kuier nou maar by die biblioteek en hy kom op 'n boekie af wat gaan oor energie. En hy sien 'n prentjie van 'n windmeel. En hy vat sommer hier 'n stuk in 'n bicycle en daar klomp PVC-pype en hy aan 'n boom maak hy 'n windmeel. En dit werk en dit wek 'n bietjie elektrisiteit op een van die gloeilampies in hulle huis werk. En hy dink toe, okay, maar miskien kan hy 'n groter windmeel bou. Hy bou 'n groter windmeel wat 'n pomp kan aandryf wat water, boorgatwater en die hele dorpie word gered. Hy het op die einde in Amerika gaan studeer. Daar's 'n boek geskryf, The Boy Who Harnessed the Wind. Ja, toe ek die titel lees. Die Gees van God, die wind van God, is in sy eklesia. Hier's 'n krag. Mense, hier is 'n krag. God se krag. En miskien moet ons net ander drome begin droom. Soek eers die koninkryk. Laat die koninkryk jou verbeelding aangryp. Want hier is 'n krag. Hoe Jesus sê, strome van lewende water. Hier is 'n krag in die eklesia van God. En dit maak nie vir my sin nie, 80% mense in ons land sê hulle is Christene. Ek dink ons het nodig om saam met Jesus te droom. Ek dink ons is dit aan hom verskuldig. En ek dink ons is dit aan ons wêreld verskuldig. Om saam met hom te droom. Stel jouself tot beskikking. Ek het baie tekortkominge, jy het baie tekortkominge. God het ons gekies. Hy het ons geroep. In Christus is ons sy geroepe heiliges, sy eklesia. Hoe kan ek jou uitnooi? Ons gaan 'n lied saam sing en die lied praat van verwondering. En miskien wil jy nie saam sing nie, miskien wil jy luister na die woorde. Miskien wil jy net, terwyl ons die lied sing, net begin droom. Miskien wil jy net jouself tot beskikking stel van die Here. Miskien is daar baie goed in jou lewe aan die gang wat op die stadium regtig taaf is, moeilik is, en dit hou jou gedagtes baie aan die gang. Maak nie saak waar jy is nie, ek wil jou net uitnooi om in 'n spasie in te kom, waar jy hoor dat die Here vir jou sê,
Ek het jou gekies. Jy's deel van my eklesia. Ek bou my kerk. En die poorte van die doderyk sal dit nie kan keer nie. So kom ons droom saam, kom ons staan.